As ons kyk na die kyksyfers van die grootste programme op Kyknet, is dit baie naby aan wat dit 4 jaar gelede was toe ek begin het. Die behoefte aan daaglikse drama is oorweldigend. Mense soek iets bestendig in hulle lewe en 'n bekende milieu om in te ontspan wanneer hulle by die huis kom van die werk af. Bekende gesigte, bekende storielyne, neswarmte, jy weet, familiegevoel. En dit gee ons vir hulle met die sepies. Suidooster is nou, was laas jaar 10 jaar oud. Die Bewaters het begin by Kyknet kort na ek begin het. Dit was een van ons eerste groot projekte vir my in die span, wat Getroud met Rugby moes vervang het. En Binnelanders het ook laas jaar in 2025 sy 20ste verjaarsdag gevier. Skemergrond op Kyknet en Kie. En daai daaglikse dramas verteenwoordig nog steeds die grootste aantal ure wat ons kykers kyk. Die gewildste programme op Kyknet is insgelyks in die laat-aandgelewe nog steeds drama. Dinsdag aan is drama. Dit het 'n baie belangrike deel geword van Kyknet se DNS al vroeg in die kanaal se geskiedenis. En dit is nog steeds die geval. Ek dink laas jaar was 'n ongewone jaar want ons het niggies gehad wat begin het hier tydens die KAK&K in Maart maand. Wat die eerste misdaaddrama gebaseer op ware gebeure was. Wat nuwe rekords gebreek het in die drama geleef. So daardie tendens is baie stabiel en dis vir ons belangrik om daardie gewoontes te beskerm. Ons bedoeling is nie om kykers te ontwrig nie, maar om hulle tevrede en gelukkig te hou met 'n resep wat vir hulle werk, al is daar vernuwing. En die een gebied waar ons gesien het die laaste 4 jaar sedert ek begin het by Kyknet, waar daar tog 'n toename in syfers was, is in werklikheids-TV, realiteits-TV. Die donderdag aand geleef op Kyknet, Boer soek 'n vrou lê daar, gaan nou in sy 18de en 19de seisoen in, die brug het welslae daar behaal, plaas Jaapie Kokkedoor. En dit het 'n al hoe gewilder genre geword vir Afrikaanse kykers.